Okay, ek was nie regtig voorbereid geweest om hierdie te praat vandag nie. Ek het dit so 2 weke terug gedoen en het vir Leila gestuur. Toe ek dit gedoen het, het ek in gedagte gehad September van. En ja, so ek gaan dit aflees, ek hoop julle gaan omgee. Jy moet dit aflees met 'n passie. Met gevoel. Anders had jou leesklas toe stuur. Okay, vandag wil ek vir elke vrou wat hier so sit, sê, jy is beeldskoon, slim, vriendelik en uniek. Nie een van ons is dieselfde nie. Elke een is waardig om liefde te ervaar. Jy is kosbaar, 'n diamant, 'n roos. Die wonderlikste van God se skepping. Jy is meer as waardevol as wat jy ooit kan dink. Meer as die nommers op 'n skaal. Dit maak nie saak wat se skoene jy dra nie en of jy brandname klere dra nie. Dit maak nie saak. Dit maak nie saak hoeveel ander vroue wens dat hulle jy was nie. Of hoeveel manne wens dat hulle jou as vrou gehad het nie. Dit maak nie saak hoeveel jy op skool vir jou toetse en eksamens gekry het nie. Dit maak nie saak hoeveel followers jy op Facebook of TikTok of Instagram of waar ook al het nie. Daai dinge maak nie saak nie. Want jou waarde oortref alle aardse dinge. Want in die oë van God is jy geliefd en jy is die moeite werd om voor te sterf. Amen. Dit is hoekom hy sy seun vir elke een van ons laat sterf het. Ongeag wat jy dink jy is, of jy nou op hoërskool opgeskop het, en of jy 'n meestersgraad het, of jy hoe gewild is, of glad nie eens vriende het nie, of jy vir jouself lief is, of nie eens vir jouself in die spieël kan kyk nie. Jy voel asof alles in jou lewe uitmekaar uitval, asof die lewe nie sin maak nie. Of jy nou dink, jy is die grootste wenner of die wêreld se grootste mislukking. Dit maak nie saak nie. Wat jy dink, maak nie saak nie. Wie jy is, maak nie saak in God se oë nie. Die werklikheid is, jy verdien iemand wat sy lewe vir jou sal gee. Want jy is sterk, kragtig en bekwaam. Amen. Ons lees van die vroue in die Bybel. Esther, Rut, Martha, Maria. Hierdie vroue het die wêreld verander. Amen. Binne in elke een van ons vroue het ons dieselfde krag en dieselfde sterkte. Dit is jou verantwoordelikheid om daai vrou binne in jou te vind en haar te laat uitkom en haar vry te maak. Dit is wie jy is. Enige stem in jou gedagtes wat jou anders wil wys maak, is van die vyand. Volgende keer, as jy daai stem hoor, dan sê jy vir die Satan, nie ek nie. Ek is 'n dogter van die lewende God, gekoester, geliefd en kosbaar, bo alle dinge deur die Skepper van alles, tot eer van hom wat groter is as alles. Ek is fantasties. So vandag vra ek dat elke vrou hier asseblief dit sal onthou en nooit vergeet hoe kosbaar jy is nie. Ek kan getuig dat ek op 3 Julie verlede jaar het ek daai besluit gemaak om die vrou in my te laat uitkom, om op te staan vir dit waaraan ek glo en haar vrygemaak. Ek het bietjie meer as 'n jaar terug hier by François gekom en hy het die manier om te sê ek soos 'n zombie gelyk toe ek hier gekom het. Ek het na 'n huwelik van 22 jaar uitgestap as gevolg van verbal abuse, drankmisbruik. Vandag is ek bly ek het daai besluit gemaak. Want ek is vandag beter af as wat ek toe was. En dit kan die mense wat my jaar terug gesien het getuig van hoe ek 'n jaar terug gelyk het. Op die Hearts on Fire kamp
Dit was die derde Hearts on Fire kamp gewees, wat Rosetta hier was. François het daai kamp het hy gepraat van labels, wat mense op jou sit. Hy het maar daai Saterdag aand, ek het daar voorgesit saam met Rosetta. Toe roep hy my vorentoe om my getuienis te kom lewer. Ek het opgestaan en op pad vorentoe, toe sy praat oor labels. Toe sit verby, toe kan ek nie, toe staan hy heilig hier voor. Want ek kan nie my getuienis praat en vertel van die labels wat mense altyd op my gesit het, deur te sê, jy's nie goed genoeg vir iets nie. Rosette het by my kom staan en sy het my getroos. Toe sê ek vir haar, ek kan nie. Zelda het my ook na my toe gekom. Ek het net gesê, maar ek kan nie. My getuienis gaan ek lewer, maar oor die labels is ek nog nie reg om te praat nie. Ek het die mic vir François teruggegee en vir hom gesê, sorry, ek kan nie. Ek het weer gaan sit. Hy het hier kom staan, toe sê hy vir my, eendag gaan jy nog saam met my praat. Ek het vir hom gelag en gesê, daar is nie 'n manier nie, want ek praat nie voor mense nie. Toe sê Rosette vir my, ou Blom, never say never. 2 weke later, op die, wat was daai kamp gewees? Remain Standing kamp. Toe praat ek vir die eerste keer. Vanaand praat ek vir die tweede keer. En dit raak al hoe makliker. So ja, dit is soos wat hulle sê, never say never. Want niks is onmoontlik in God se oë. So vanaand wil ek vir julle vra, as enige een van julle is, wat wil sê, Here, hier is ek, help my om die vrou binne in my te laat uitkom en op te staan. Laat hulle vorentoe kom, laat ons saam met mekaar bid vir dit. Want as God dit vir my kan doen, weet ek, kan hy dit vir enige een doen. Kom ons maak so. Kom ons almal staan. En ons kom maak 'n groot kring. Ek voel dit in my hart. Janika, jy hou vas die sirkel. Ek sal binne staan. Ja. Jy vat hulle aan die linker en die regterhand. Kom dan. Ons nog rekord. Alles